Voordele van Drakensbergers. Inleiding. Beskrywing van die Drakensberger bees. Die hedendaagse Drakensbergers word gekenmerk as 'n opvallende lang, gebalanseerde en goed gevleesde blink swart vleisbees wat gedui op natuurlike weiding. Ons Drakensberger koeie is uiters gesog weens hulle vrugbaarheid en moederinstink. Die ras is ontwikkel en word konstant verbeter deur deurgaanse streng seleksie vir ekonomies belangrike eienskappe en toepassing van wetenskaplike norme. Die Drakensberger is die inheemse ras met die mees gesogte speenkalf vanaf natuurlike weiding. Voordele van 'n inheemse ras as deel van die beskrywing van die bees, soos vervat in die Drakensberger Joernaal van 2012 deur D.J. Bosman. Suid-Afrika is bevoorreg om 'n verskeidenheid inheemse rasse te huisves, wat baie jare gelede uit Noord- en Sentraal-Afrika na die ooste en weste tot in die suide immigreer het. Hulle het deur gebiede getrek met hoë temperature vol parasiete en siektes. Die wat gehard, weerstandbiedend en fiks was, het oorleef en hulle gevestig in KwaZulu-Natal en in Namibië en by die Khoisan volke in die Wes-Kaap. In die Wes-Kaap het die voortrekkers die diere identifiseer as goeie trekdiere en hulle geruil en veredel. Die swart Sanga-beeste of Bostaurus africanus, soos hulle bekend staan, is met die vaderlanders wat van Europa by die Kaap geland het gekruis en die Drakensberger ras het mettertyd sy beslag gekry. Dit kan dus beskou word as waarskynlik een van die eerste komposiete rasse in die wêreld. Die rooi Sangas het weer die basis gevorm vir die Afrikaner ras. Hierdie rasse het oor so wat 300 jaar in die Suid-Afrikaanse omgewing aangepas en het die vermoë om in die ekstensiewe toestande voortreffelik te presteer. Hulle lewer vandag 'n belangrike bydrae tot die diversiteit van genetika wat veral in tropiese en subtropiese gebiede van die wêreld 'n belangrike bydrae kan lewer. Suid-Afrika beskik oor 'n wye verskeidenheid uitheemse taurusrasse wat beter aangepas is in die meer gematigde klimaatstreke. Skoue en die aanhoudende invoer van genetika uit die noordelike halfrondomgewing verhinder dat hulle aanpassingsvermoë onder Suid-Afrikaanse toestande verbeter. Suid-Afrika beskik ook oor verskeie uitheemse Indicus-rasse wat vir hulle besondere aanpassingsvermoë in 'n warm klimaat bekend is. Dit is dus nie verbasend dat die getal stoetkuddes van die uitheemse Taurus-rasse oor die afgelope 40 jaar afgeneem het, van 30% in 1972 na 15% in 2011. Die produksie van vleisbeeste in Suid-Afrika draai grootliks om hulle vermoë om in die betrokke omgewing aan te pas en te produseer. Aanpasbaarheid. Diereproduksie is 'n funksie van genotipe en omgewing. Die omgewing is saamgestel uit verskillende elemente wat die produksie van die vleisbees direk of indirek beïnvloed. Die hoeveelheid voedsel en die kwaliteit daarvan is 'n primêre invloed, gevolg deur die temperatuur, humiditeit, reënval, hoogte bo seespieël, bestraling, grond-pH, interne en eksterne parasiete en siektes. Die teeler het 'n duidelike begrip nodig hoe elke omgewingseffek die diere beïnvloed. Dit is belangrike inligting wat hom sal toelaat om die mees aangepaste dier vir die betrokke omgewing te selekteer. Prestasie-evaluering in al sy fasette is in hierdie opsig 'n waardevolle hulpmiddel. Dit is egter nodig om ook visueel die aanpasbaarheidseienskappe te evalueer, aangesien dit nie gemeet word nie. Dit is by die verskeidenheid van omgewings in Suid-Afrika waar die meriete van inheemse rasse na vore tree. Hulle besit die vermoë om met lae insetkostes doeltreffend vleis te produseer in die verskeidenheid van omgewings. Die belangrikste omgewingsfaktore waarby beeste moet aanpas, sal vervolgens bespreek word
met spesiale verwysing na uitheemse Taurus en inheemse Taurus africanus of Sangha beeste. Dit sluit dus Bos-Indicus rasse uit. 1. Bouvorm. Inheemse Sangha rasse het 'n eie soortige bouvorm in vergelyking met uitheemse Taurus rasse. Hulle het 'n respiratoriese bouvorm, soos Bos-Indicus rasse, wat beteken dat hulle dieper deur die voorlyf en relatief platter deur die ribbes is. Die ribbes lê ook skuinser na agter. Uitheemse rasse het 'n meer metaboliese of ronde bouvorm, is breër op die rug en die ribbes lê vlakker na agter. Die veloppervlakte van die inheemse en Bos-Indicus rasse is sowat 15% groter as die metaboliese tipes wat liggaamshitteregulering meer effektief maak, veral in 'n warmer klimaat. In die gematigde klimaat van Europa is die bouvorm ronder, die vel dunner met 'n vetlaag daaronder en 'n wolhaar wat hitte meer effektief binnehou. Inheemse rasse se bouvorm-eienskappe is bedoel om effektief van hitte ontslae te raak, terwyl dit by uitheemse Taurus rasse bedoel is om hitte in die koeler omgewing binne te hou. Hierdie verskille word in figuur 1 aangedui, waar die verskille in bouvorm tussen respiratoriese en metaboliese tipes gesien kan word. 2. Temperatuur. Weens die bloedsomloop, metabolisme, vertering en beweging word hitte aanhoudend in die liggaam gevorm. Die oortollige hitte moet van ontslae geraak word, anders styg die liggaamstemperatuur en dit beïnvloed die eetlus en die dier se produksie nadelig. Die bouvorm, haarkleed en veldikte beïnvloed die mate waartoe 'n dier van oortollige hitte ontslae kan raak. Die omgewingstemperatuur en humiditeit is soortgelyk bepalende faktore. In die meeste vleisproduserende dele in Suid-Afrika kan die somers warm, 30 tot 32 grade Celsius, tot baie warm, 40 tot 45 grade Celsius wees. Die inheemse Taurus rasse het die vermoë ontwikkel om aan te pas en te produseer onder hierdie omstandighede. Koue temperature onder 0 grade tot 15 grade Celsius is nie so 'n groot probleem vir mens en dier nie, mits daar voldoende voedsel beskikbaar is. Die gemiddelde liggaamstemperatuur van 'n bees is 38,7 grade Celsius. Die gemaksone vir uitheemse Taurus rasse is -1 tot 16 grade Celsius. Gemaksone vir uitheemse Indicus rasse is 10 tot 27 grade Celsius. Die ongemaksone vir uitheemse Taurus rasse is hoër as 27 grade Celsius en die ongemaksone vir uitheemse Indicus rasse is hoër as 35 grade Celsius. Die inheemse Taurus rasse gemaksone lê waarskynlik tussen 27 grade Celsius en 35 grade Celsius, met sekere rasse soos die Nguni en Afrikaner wat selfs by hoër temperatuur gemaklik sal wees. Die normale variasie tussen diere vir aanpasbaarheid by hoër temperature kom by die inheemse rasse voor. Genotipes is te vind wat by hoër as 35 grade Celsius temperature sal aanpas. Sulke genetika moet sinvol vermeerder word vir daardie betrokke omgewing. Enkele opmerkings en waarnemings. Navorsingsresultate by Mara proefplaas het getoon dat sodra die rassesamestelling 50% of hoër uitheems is, die diere ongemak toon weens die hoër temperatuur van die omgewing en swakker presteer. Kommersiële teelers in gebiede oos van die Drakensberge beweer dat hulle koeie minstens 25% inheemse rassamestelling benodig om doeltreffend te produseer. Noord van die Springbok-skeerkring kan uitheemse Taurusbulle nie gemaklik vir natuurlike dekking gebruik word nie, weens die hoër omgewingstemperatuur van 30 grade Celsius en hoër in die somer. Die diere verkies om in die koelte van die bome te staan en is nie by die koeie nie. Dit lei tot laer kalfpersentasies.
By die Irene fase C groeitoetssentrum was dit opmerklik dat indien die dagtemperatuur 32°C oorskry, sekere diere vinniger asemhaal om hulle liggaamstemperatuur te probeer stabiliseer. 2a. Asemhalingstempo. Indien diere vinniger asemhaal, is dit omdat hulle poog om hulle liggaamstemperatuur te stabiliseer. Die meting van asemhalingstempo is dus een aspek van aanpasbaarheid wat kan plaasvind. Die normale asemhalingstempo van vleisbeeste is 24 tot 26 per minuut. Met die ekologiese navorsing van Bonsma 1980 was dit duidelik dat beeste jonger as 12 maande moeiliker van oortollige hitte ontslaag geraak het in die warmer Mara-omgewing as ouer diere. Jong diere in die subtrope of warm gebiede behoort dus van voldoende skaduwee voorsien te word. Ten einde verskille in aanpassingsvermoë te evalueer, is 'n groep van 50 inheemse rasbulle se asemhalingstempo gemeet toe die omgewingstemperatuur 32°C was. Hulle is 2 kilometer in groepe van 5 vinnig laat loop na 'n drukgang waar die haarkleedtipe, asemhalingstempo en liggaamstemperatuur van elke bul bepaal is. In tabel 1 word die invloed van die tipe haarkleed aangedui met ooreenstemmende liggaamstemperatuur en asemhalingstempo. Die fenotipiese korreksie tussen gladheid van haar en groei of GDO was 0,21. Dit dui op die beter aanpasbaarheid in die betrokke omgewing van gladde haardiere. By Mara proefplaas het bulle van verskillende rasse 'n fase D veldgroeitoets voltooi. Temperature en die asemhalingstempo van die bulle is gemeet. Die omgewingstemperatuur was 34°C. Die resultate verskyn in tabel 2 waar die asemhalingstempo en liggaamstemperatuur van verskillende rasse aangetoon word. Teenoor die uitheemse rasse toon die inheemse rasse soos Nguni en Drakensberger 'n beter aanpasbaarheid van 31,9%. Dis volgens asemhalingstempo by die Mara subtropiese omgewing en sal dus gemakliker wees en beter presteer. 2b. Vel. Die vel en hare vorm 'n buffer tussen die dier en sy omgewing en speel dus 'n belangrike rol met aanpasbaarheid en liggaamshitteregulering. Verdikte meting is 'n verdere maatstaf om aanpasbaarheid te meet. Die vel verteenwoordig sowat 8% van die lewende gewig van die liggaam. In 'n studie van Foster et al. 2009 in die Suid-Vrystaat het die inheemse Afrikaner verse die dikste velle gehad met die uitheemse Charolais ras die dunste velle. Die gemiddelde veldiktes verskyn in tabel 3, waar die veldiktes van 4 rasse in die Suid-Vrystaat gesien kan word. Die verskil tussen die dikste vel van die Afrikaner en die dunste Charolais vel was 6,2 mm of 70,5%, wat 'n betekenisvolle aanpasbaarheidsverskil is. 'n Dik vel is voordelig vir die doeltreffende temperatuurregulering van die dier, veral in die warmer somermaande. Heelwat meer bloed vloei na die oppervlakte van die dier, sodat afkoeling gemakliker kan plaasvind. Die hittestrale van die son dring makliker deur 'n dun vel na die liggaam van die bees, wat dit moeiliker vir die bees maak om sy liggaamstemperatuur stabiel te hou. Die verandering van veldiktes oor tyd van die inheemse Sangha-rasse en die uitheemse Britse rasse verskyn in tabel 4. Enkel velmaatdiktes van fase C getoetste bulletjies kan gesien word. Die inheemse Afrikaner ras se veldikte het oor die 12 jaar tydperk met 9,2% dunner geword. Dit kan toegeskryf word aan minder kuddes wat nog voorkom in die warmer bosveldomgewing. Verblydend is dat die inheemse Drakensberger ras se veldiktes met 1,2% toegeneem het. Dit het aanpassingsvoordele, veral wanneer die somers warm is. 'n Totaal van 211 Drakensberger bulletjies wat in die warmer Molopo gebied aan fase D groeitoetse onderwerp is, het 'n enkel veldikte maat van 8,6 mm gehad. Dit is 5% dikker as die ras gemiddeld.
Die veldiktes van die 3 inheemse rasse was 1,2 mm dikker as die uitheemse rasse. Dit is 'n verskil van 17% wat aanpasbaarheid bevoordeel. Wonde is geprakseer aan die uitheemse en inheemse rasse by Mara proefplaas. Die dikker inheemse rasvelle op die dier het heelwat gouer genees as die uitheemse rasvelle. 2C. Veloppervlakte. Volgens sekere navorsers beïnvloed die veloppervlakte van die dier die spoed van afkoeling. Hitteverlies moet gelyk wees aan hitteproduksie. Veloppervlakte is 'n primêre funksie van hitteuitstralings. Veloppervlakte sal dus 'n belangrike rol speel in die aanpasbaarheid van diere. Die vel bevat die sweetkliere sodat 'n groter veloppervlakte hitteuitstraling sal vergemaklik. Kibler en Brody 1951 het gewys dat Brahman vroulike diere 'n 12% groter veloppervlakte het as Jerseys en Holsteins van dieselfde gewig. Die ore, keelvel en naalvel van die Brahman het 11% van die totale veloppervlakte gevorm. By die Santa Gertrudis en Shorthorn was dit 9% en 6% onderskeidelik. Die bulletjies wat by Irene aan fase C deelgeneem het, se skedelengtes is gemeet as maatstaf van veloppervlakte. Bulletjies met die groter skedes en losser vel om die lyf het 7% beter gegroei en 'n 80% beter voer-omsetverhouding getoon. Die kortste skede diere het 'n vaster vel om die liggaam vertoon wat meer soos die velle van die uitheemse rasse is. Die langer skedes is funksioneel ongewens. Bulletjies met korter aanvaarbare skedes was teenwoordig met goeie prestasies. Dit is die genetika wat inheemse rasse moet vermenigvuldig. 2D. Haarkleed. Die haarkleed speel 'n belangrike rol met hitteregulering. Die evaluering daarvan vir aanpasbaarheid is dus belangrik. Die inheemse rasse het 'n dik los vel oor die liggaam met 'n kort glansende haar. Hierdie eienskappe vergemaklik hitteregulering by temperature wat 27°C oorskry. Die uitheemse Taurusrasse is in 'n koue klimaat ontwikkel met 'n beskermende buitehaar van 50°C in dikte en 'n baie dunner krulhaar van 30°C in dikte wat liggaamshitte beskerm. As hulle in die Suid-Afrikaanse omgewing nie vroeg in die somer verhaar nie, sukkel hulle om van oortollige hitte ontslae te raak wat hulle prestasie nadelig beïnvloed. Bonsma 1943 het 'n wollerige inheemse Afrikanerbul bekom en hom gepaar met gladde Afrikaner koeie. Byna 50% van die nageslag was wollerig. Op 8 maande ouderdom was die gewigsverskille soos volg. Gladde haar Afrikaner het 243 kg geweeg met 'n asemhaling per minuut van 47, terwyl die wollerige haar Afrikaner 149 kg geweeg het met 'n asemhaling per minuut van 148. Die verskil is dus 63%. Wanneer dit kom by die loopgemak van gladde haar teenoor wolhaar diere, loop die wollerige uitheemse rasse 6,4 km per dag met 'n liggaamstemperatuur van 41,1°C. Die gladde haar uitheemse rasse loop 25,6 km per dag met 'n liggaamstemperatuur wat normaal is. Die gladde haar inheemse rasse loop 64 km per dag met ook 'n normale liggaamstemperatuur. Gladde haar inheemse rasse kan gemaklik beweeg en loop by 'n omgewingstemperatuur bo 30°C. Selfs op die Hoëveld van Suid-Afrika is temperature gemaklik hoër as 30°C in die somermaande. Inheemse rasse het oor die algemeen 'n glansende haarkleed. 'n blink gladde haar weerkaats die sonstrale meer effektief as 'n dowwe haarkleed, wat belangrik is vir normale liggaamsfunksionering. 3. Siektes en parasiete. Bosluise en parasiete, veral in die warmer tye van die jaar, veroorsaak irritasie en ongemak en is die oorsaak van verskeie siektes.
'n dikker vel op 'n bees verkry immuniteit meer gereedelik en is minder onderhewig aan bosluise oor die liggaam as dun velle. Op die sagter dele van die liggaam sal bosluise altyd hulself vestig. By die Groblersdal Navorsingsstasie het 'n uitheemse Britse ras groot oop sere langs die stert ontwikkel van bosluisbuite, terwyl die dikker vel inheemse rasse in dieselfde kamp geen sere ontwikkel het nie. Bosluisweerstand is matig oorerflik, naamlik 25%, wat aandui dat seleksie moontlik is. In fase D groeitoetse wat op die veld gedoen is met inheemse rasse, is bulletjies gevind met weinig bosluise, terwyl ander bulletjies meer gehad het. Foster et al. Het in 2009 bosluistellings met 4 rasse en 10 verse per ras onderneem in die Suid-Vrystaat. Die resultate verskyn in tabel 5. Die bosluistellings is volgens getal volgesuigde bosluise aan die sye van die diere wat sigbaar was. Die getalle is dus laag en waarskynlik net van die blou bosluise. Die inheemse Afrikaner en Drakensberger rasse het die minste bosluise gehad. Indien aanvaar word dat elke bosluis op die dier 'n verlies van 0,5 gram per bosluisspesie veroorsaak tot op speenouderdom, maak dit 'n produksieverskil wat finansiëel belangrik is. Uit tabel 5 is dit duidelik dat die uitheemse Charolais ras 225% meer bosluise gedra het as die inheemse Afrikaner ras en 169% meer as die inheemse Drakensberger ras. In hoë besmette bosluisgebiede sal die uitheemse rasse dit uiters moeilik vind om te oorleef. Die grootte van die bosluise is nie aangeteken nie. Gewoonlik is die bosluise op die uitheemse rasse groter as op die inheemse rasse en lê dus meer eiers en vermenigvuldig dus vinniger. Op Mara is gevind dat die uitheemse rasse op 'n area van 8 by 10 vierkante sentimeter 11.500 bosluise gehad het, teenoor die 3.500 van die inheemse rasse. In die Standerton omgewing is Europese rooiwater 'n probleem. Die uitheemse rasse gaan op 'n streep dood as voorsorg nie getref word nie. Die inheemse rasse is veel meer gehard en vrek nie so maklik nie. 'n Teeler in daardie gebied het sy uitheemse Britse rasdiere verkoop weens 'n hoë onderhoudskoste en groter persentasie vrektes. 4. Pigment. In die Suid-Afrikaanse omgewing is pigment op die vel, oë, hoewe en neusspieel noodsaaklik. Die ultravioletstrale van die son veroorsaak kanker indien pigment nie teenwoordig is nie. In die sanderige gebiede van die Molopo, Kalahari, Limpopo provinsie, Wes-Vrystaat en Namibië is 'n sterk swart hoef noodsaaklik vir die dier om suksesvol in die omgewing aan te pas. 5. Lekinnames. Op Omachene proefplaas in Namibië is die lekinname van die verskillende rasse bepaal. Die resultate verskyn in tabel 6, waar die verskillende rastipes met mekaar vergelyk word. Hieruit is dit duidelik dat die produksiekoste van die uitheemse rasse slegs wat lekinname betref, byna 300% hoër is as by die inheemse rasse. Opsommend. Inheemse rasse presteer in baie opsigte beter as die uitheemse rasse in die Suid-Afrikaanse omgewing, omdat hulle aanpasbaarheidseienskappe beter gevestig is oor 'n tydperk van meer as 300 jaar. Die somermaande in Suid-Afrika is meestal warm en bo 30 grade Celsius. Dit is dus noodsaaklik dat teelers van inheemse rasse meer pertinent aandag gee aan die aanpassings of fiksheidseienskappe soos haarkleed, glans van hare, pigment, veloppervlakte, veldikte, siekte en bosluisweerstandigheid. Hierdie eienskappe, behalwe veldikte, word nie gemeet nie en moet dus visueel aandag geniet. Selekteer diere wat in die betrokke omgewing van die teeler die beste presteer. Diere kan goed presteer tot by 32 grade Celsius,
maar kan by 35°C uitsak. Suid-Afrika het 'n sterk voerkraalkomponent. Aanpasbaarheid in die voerkraalomgewing is dus belangrik. Toets dus jong bulle in 'n soortgelyke omgewing en verwyder swak presterende of probleemdiere vir verdere teeling. Dit is 'n kort toets wat veldaanpasbaarheid nie sal benadeel indien seleksie korrek plaasvind nie. Inheemse rasse kan hulle veldaanpasbaarheidseienskappe verbeter, maar kan ook diere teel wat in 'n voerkraalomgewing aanpas. Dit sal die inheemse rasse in 'n uitstekende posisie plaas in die vleisbeesbedryf. Bronne waarna verwys is onderaan hierdie artikel verkrygbaar.